Kom ons lees vanoggend saam, broeders en susters, uit 1 Petrus 1. Dis my Bybel op bladsy 307. 1 Petrus 1, ons lees vanaf vers 1 tot 12. Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het hy julle uitverkies en deur sy Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met onuitspreeklike en heerlike blydskap. In verband met hierdie saligheid het die profete wat die genade verkondig het wat vir julle bestem is, deeglik en noukeurig ondersoek ingestel. Die Gees van Christus wat in hulle was, het vooruit verkondig dat Christus moet ly en daarna verheerlik sal word. En hulle het probeer naspeur wat die tyd en die omstandighede sou wees wat die Gees bedoel het. Aan hulle is geopenbaar dat wat hulle geprofeteer het nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle. Nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaak. Deur die Heilige Gees wat van die hemel afgestuur is. Dit is dinge waarin selfs engele begeerig is om insig te kry. Dit is nie wonderlik hierdie laaste deel wat aan ons geopenbaar is. Dis dinge waarin selfs engele begeerig is om insig te kry. Vers 3 en 4 is ons teksverse. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Vir ons kinders, kyk vir 'n oomblik. Ken julle hierdie voorwerp?
Maar ek wys 'n ander beeld. Waarvoor word dit gebruik? Ek dink ons ken almal hierdie voorwerp. Dit is 'n anker. 'n Anker wat deur 'n skip, in hierdie geval 'n baie groot skip, gebruik word. Een anker maak 'n skip lekker stewig vas op die seebodem. So 'n anker maak dat 'n baie groot skip nie deur die golwe heen en weer geslinger word nie. Met 'n lekker stewige anker in die seebodem. Dan selfs 'n baie groot olietankskip, byvoorbeeld, redelik rustig in die water lê. Ons sien dit baie hier in die hawe. Dis ankers. En nou kan ons vanoggend vir mekaar sê, ons as kinders van die Here het ook sulke ankers in ons lewe waarin ons te alle tye kan vashou. Ek gaan nou vir ons presies sê wat hierdie ankers is, maar net eers iets vooraf. Ons ken, broeders en susters, almal die baie mooi beeld van die anker. En nou weet u dat deur die loop van al die eeue is die simbool van 'n anker gebruik om uitdrukking te gee aan Christelike hoop, aan die hoop wat daar in ons lewe is. Ek het in so 'n huis groot geword met 'n anker, baie sentraal teen die muur was. My pa het altyd vir my gesê, ou seun, dis ons hoop. Ons hoop in die Here. En die feit dat 'n anker gebruik word as simbool vir ons Christelike hoop is so reg. Want dis hoop wat ons lewe anker. Wat my lewe anker te midde van baie storms en alles in hierdie lewe. Maar weet jy, as ons met mekaar praat oor ons Christelike hoop, dan kom ons baie vinnig op 'n probleem af. Die manier waarop die Bybel praat oor hoop en die manier waarop ons met mekaar praat oor hoop verskil nogal. As ons in ons alledaagse gesprekke vir mekaar sê, ek hoop iets, dan lê daarin nog 'n groot element van onsekerheid. As iemand vir my vra, gaan jy daai eksamen deurkom, dan sê ek, wel, ek hoop so. En daarmee sê ek eintlik vir daai persoon, weet jy, ek is nie seker nie. Ek is glad nie seker daarvan nie. Maar miskien, hopelik, gaan ek die eksamen deurkom. Hoorie, as ons dus onder mekaar die woord hoop gebruik, dan is daar hierdie inherente onsekerheid. Maar as die Bybel praat van ons hoop, en van ons lewende hoop, weet jy, dan bedoel die Bybel eintlik iets totaal anders. Hoop in Bybelse taal is 'n besliste sekerheid. Dit is iets wat vas is, wat vas staan,
Dis iets waaroor ek nie hoef te twyfel nie. Christelike hoop is nie maar 'n vertwyfelende, ja, miskien nie. Hier is dinge wat vas staan. Daar is sekere dinge in my lewe wat aan my 'n vaste verwagting gee. Dinge waarin ek my lewe kan vasanker. Waarna ek toe altyd kan teruggaan. In ons lewe is daar sulke ankers waarin ek altyd kan vashou, ongeag hoe rof dit met my in die lewe mag gaan. Nou wat is hierdie ankers? Nou broeders en susters, daar is sekerlik 'n hele klompie. Maar vanuit 1 Petrus kom ons, kan 'n mens sê, by 2 groot ankers in ons lewe. Petrus sê, daar is 'n lewensanker wat ons kan sê agter ons lê. Nee, agter ons is daar 'n lewensanker. Maar dan sê Petrus ook, vorentoe in my lewe is daar ook 'n anker. As jy nou mooi gaan kyk in vers 3, dan kry ons daar ons eerste anker. Luister bietjie wat sê Petrus hier. Hy sê, in God se groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Daar het ons op. Agter ons die groot anker. Die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Dis die eerste anker waarin ek en jy onder alle omstandighede kan vashou. Kom ons praat 'n bietjie met mekaar hieroor. Weet jy, God het vir ons gewys hoe intens en hoe geweldig hy vir ons omgee. Hy het werklik tot my en jou redding gekom. En dink nou vir 'n oomblik. Hy het dit gedoen deur in die heel eerste plek sy eie seun, ons Here Jesus Christus, na hierdie aarde te stuur as 'n mens. Om verskriklik te laat verneder en om uiteindelik te laat sterf aan 'n nou vervloekte kruishout. Nou weet ons, so is daar betaal vir ons sondes. Ons gaan dit volgende week met nagmaal weer vier. Maar weet jy, die Here se omgee vir ons gaan nog verder. Sy omgee is nog groter. Om vir ons werklik sy omgee te wys, het hy vir Jesus Christus ook uit die dood laat opstaan. Hy het hom uit die dood uit opgewek. Hoekom? Sodat ek en jy, ja, nie net vergewing van ons sondes kan ontvang nie, maar sodat ons in en deur Jesus Christus ook 'n nuwe lewe van die Here kan ontvang. 'n Nuwe manier van dinge doen, 'n nuwe manier van leef, 'n nuwe manier van praat. Hy het Jesus Christus uit die dood laat opstaan, sodat ek ook as iemand wat van hom 'n nuwe lewe ontvang het, iemand kan wees met 'n heerlike verwagting, met 'n sekerheid ook wat vir my in die toekoms wag.
Dink vir 'n oomblik, broeders en susters, deur ons Here Jesus Christus se opstanding, gaan ek en jy as kind van die Here, as 'n gelowige, gaan ons die regterstoel van Christus met vertroue tegemoet. Hoekom? Hoekom? Want ons weet wat vir ons wag as kinders van die Here. Al sou Satan ons aankla met al die gruwelike dinge van ons lewe. Al sou hy ons voor God aankla oor alles wat in ons gedagtes verkeerd is. Al sou hy dit alles voor God uitbasyn. Dan sal die Here vir hom sê, weet jy, hierdie is my kind. Hierdie is my kind vir wie Jesus Christus betaal het, vir wie se sondes Jesus Christus betaal het. Hierdie kind behoort onherroepelik aan my. Ek het aan hierdie kind die lewe gegee in my seun. Sekerheid. En waar ons almal, broeders en susters, deur die poorte van die dood moet gaan, weet ons ook, omdat Jesus Christus opgestaan het, sal ons ook eendag in heerlikheid opstaan. In heerlikheid opstaan. Omdat Jesus Christus die dood oorwin het deur sy opstanding, het ek in hom ook die dood oorwin. En daarom is my lewe hier en nou nie maar 'n ou sleurgang na onvermydelike ellendige einde nie. Die opstanding van Jesus Christus wat 'n anker in my lewe is, het alles verander. Want dit sê juis vir my, Jesus Christus se oorwinning is ook my oorwinning. Ek het deel daaraan. En ek mag weet en ek mag glo dat ek in heerlikheid sal opstaan. Dat ek ewig sal lewe om my God en my Here te dien en te aanbid. Die opstanding van ons Here Jesus Christus is daar die eerste anker in jou en my lewe. Ons kan sê dis die anker agter ons. Nou sê Petrus dat daar ook voor ons 'n anker is. Luister 'n bietjie wat sê hy in vers 3 en 4. Hy sê nou het ons 'n lewende hoop. En luister mooi. Nou het ons 'n lewende hoop. Mens kan sê 'n vaste sekerheid op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel vir ons in bewaring gehou word. Dis die ander anker in my lewe. Die sekerheid van 'n hemelse erfenis as 'n gelowige. En het dit jou getref dat Petrus amper nie genoeg woorde kry of bymekaar kan maak
om iets te probeer beskryf van hierdie erfenis wat vir ons wag nie. Hy sê dit is onverganklik, onbesmet, onverwelklik. Met hom woorde probeer hy iets van die grootheid en die heerlikheid daarvan vir ons beskryf. My erfenis, daardie lewe eendag by die Here. Ons lewe, broeders en susters, kan 'n mens sê tussen twee ankers. Twee vaste ankers. Kom ek probeer dit verduidelik met 'n pont. Ek dink jy ken almal nog 'n pont, plat skuit. Baie van daai skuite is aan die een kant na die een oewer toe vas met 'n tou, maar ook met 'n tou van die agterkant na die ander oewer toe. Mens kan sê hy is weerskante geanker. Daai pont kan deur mense heen en weer getrek word aan hierdie toue oor 'n rivier. Hy is hierdie kant geanker en aan die oorkant. Net so is my en jou lewe ook geanker, vas geanker aan die een kant, in die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood. En voor my, die anker van my hemelse erfenis. Nou sê Petrus ook nog, dis 'n erfenis wat vir my bewaar word. Maar hy gaan nog verder, hy sê, God bewaar my ook, om eendag daardie erfenis te kan beleef, te kan smaak. Hoe lyk nou ons lewe tussen hierdie twee ankers? Die opstanding en my erfenis, my hemelse erfenis as kind van die Here. Hoe lyk ons lewe daartussen? Maklik? Beteken dit net voorspoed? Nee. Nou ons weet dat ons in hierdie lewe baie dikwels swaar kry, ervaar. En weet jy, Petrus het dit ook nie misgekyk nie. Hy skryf in vers 6, hy sê, alles het nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings. Hy weet, ons lewe tussen hierdie twee ankers is nie elke dag maklik nie. Beproewings, soos die dood van 'n geliefde, wat in jou lewe ruk. Finansiële krisisse, ernstige siekte, gesinsworstelinge, werksprobleme, noem maar op. Van tyd tot tyd kry ons almal swaar hieronder. En kom ons wees baie eerlik met mekaar, broeders en susters, dis dinge wat vir jou seermaak. Dis dinge wat jou diep seermaak, wat nie maklik is nie. Maar is dit nou God wat sy rug op my draai? Wil hy my weggooi, wegstoot van hom af? Jy luister bietjie wat sê Petrus. Hy sê dis nie die bedoeling van die Here nie. Hy sê ook hierdie beproewings is daar om my en jou geloof te suiwer.
om 'n tom gemors uit my lewe weg te kry. Om my geloof, my vertroue op die Here, dit al hoe suiwerder te maak. Die Here wil vir my en jou bring 'n wragtige, onvoorwaardelike vertroue op hom. Hierdie dinge wil die Here ons leer, om vas te hou aan hom en sy woord. Wil die Here ons leer om vas te hou, ek wil dit baie sterk stel, om vas te klou aan die beloftes van die Here aan sy kinders. En so, broeders en susters, wil die Here ons vat en ons al nader aan hom bring. Wil hy ons vat as sy kinders en sê, maar ek wil jou by my hê. Ek wil met jou elke oomblik lewe in vertroue en oorgawe en in kinderlike afhanklikheid. En daarom, broeders en susters, as dinge met ons swaar gaan, ook onder die hand van die Here. As dit by tye voel asof ons greep op die lewe verloor. As dit baie keer vir ons lyk asof alle aardse dinge in mekaar tuimel, moet ons nie paniekerig word nie. Nog minder moet ons maar dan deur die lewe begin dryf, ons gaan maar net aan. Weet jy, dan is dit tyd om weer na hierdie ankers in jou lewe terug te gaan. Dan is dit tyd om die ankers in jou lewe opnuut werklik te leer ken. Dan is dit tyd om deur die krag van die Gees weer aan daardie ankers vas te hou, daaraan vas te kleef. Die anker van Christus se opstanding uit die dood. Sy opstanding wat vir my die lewe gegee het. Die anker van my hemelse erfenis wat vas en seker is, waarheen ek op pad is, wat niemand vir my kan wegvat nie. Mag die Here gee, broeders en susters, dat ons in hierdie tye waarin ons leef, dat ons sal weet, waar is ek geanker? Jy mag ons seker maak dat ons geanker is aan werklike ankers, God se ankers vir ons lewe. En mag die Here ons oë oopmaak om werklik te sien hoe groot sy genade teenoor ons is. Mag die Here ons oë oopmaak om die sekerheid te sien wat hy vir ons as sy kinders gee. Die heerlike anker van Christus se opstanding. Die heerlike anker van 'n hemelse erfenis wat vir my bewaar word, waarvoor ek ook bewaar word. Sê weer, mag ons hierdie ankers ken. Mag ek regtig daarin geanker wees. Weet jy, dit maak dat 'n mens te midde van alles wat ook met jou gebeur en rondom jou gebeur, dat jy steeds met blydskap kan lewe. Dat jy steeds met 'n wonderlike verwagting kan lewe.
Jou lewe is vasgeanker. Sorg dat jy reg geanker is. Die anker agter jou, Christus se opstanding, voor jou, jou hemelse erfenis. Mag ek en jy net weer besef hoe begenadig ons is. Met watter sekerheid ons elke dag kan lewe. Amen. Ons hemelse Vader, ons dankie vir die sekerheid wat U in ons lewe bring. Ons dankie dat ons deur die opstanding van ons Here Jesus Christus die lewe het. Dis ons anker. Ons dankie dat ons vorentoe mag kyk en die hemelse erfenis sien wat U vir U kinders gereed maak. Jy mag weet, ek het daarin deel, dis waarheen ek op pad is. Dis my anker voor my. Here, help ons om hierdie ankers elke dag helder en duidelik in ons lewe raak te sien. Daaraan vas te hou, daaraan vas te gryp, daaraan vas te kleef, ook in tye wat dit swaar is. Dankie dat ons met hoop kan lewe, met sekerheid. En Here, laat dit ons dan daartoe bring om met blydskap te lewe. Mag dit aan ons lewe gesien kan word, maar ons het hierdie heerlike sekerheid, ons is vasgeanker in die Here. Mag dit uit ons lewe uitstraal, dat hierdie wêreld kan sien. Ons het iets wat hulle nie het nie. Ons het 'n rykdom, ons het 'n heerlikheid wat hulle nie ken nie. Mag ons blydskap in hierdie wêreld 'n getuienis wees van die ware en volkome blydskap wat U vir U kinders in Jesus Christus gee. Dankie Here vir ons saamwees. Anker ons meer en meer in U. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen.